Goeiedag. En vandag is ons by Johannes 11. 'n baie interessante wonderwerk wat Jesus hier verrig. Maar ek wil eers ietsie sê voordat ons Johannes 11 lees. Iemand kla, my wederhelfte tree buffelagtig teenoor my op. Hou aan kla oor almal en alles. Elke dag dieselfde ou storie oor en dit breek my hart. Dis die woorde wat my aan Johannes 11 laat dink het. Waar is ons Christene se gemeenskap met God? As ons net die hele tyd sit en kla en ander mense se harte breek. Waar? Waar is die seëninge wat God van praat in sulke mense se lewens? Nou Johannes 11 wil ek net gou die 3 tekens van gemeenskap met God gee. Nommer 1, die innerlike skoonheid. God se teenwoordigheid maak die hart lieflik en dit vorm karakter met eienskappe soos liefde, vreugde, vrede en vriendelikheid. En nommer 2 is 'n honger na God. Dit is 'n diep verlange om naby hom die Here te wees. Selfs wanneer ons tevrede is, dan begeer ons meer en meer van sy teenwoordigheid. En die derde punt is die vreugdevolle lewenskrag wat God aan ons skenk. God bring ware innerlike lewe en opwinding. 'n vroeë lentebries, 'n vroeë lentereën wat alles besprinkel en laat groei en laat lewe. Binne in ons wat ons verfris en ons vernuwe. Waar is dit? Ja, ware gemeenskap met God transformeer ons. Dit skep 'n diep begeerte na hom en vul ons met blywende vreugde en energie. Dit is die verhaal van Jesus wat Lazarus uit die dood opwek. Sy mag oor die dood demonstreer en homself as die opstanding van die lewe verkondig, wat weer die konflik met hierdie skynheilige godsdienstige leiers vererger het. Kom ons lees Johannes 11, die dood van Lazarus. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was in Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toegestuur om te sê: Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê: hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê: Kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom: Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord: Is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê: Ons vriend Lazarus slaap net, maar ek gaan hom nou wakker maak. Die disipels sê toe vir hom: Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit: Kyk hierso, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek Jesus bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: Kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom, Jesus, kan sterwe.
Jesus by Martha en Maria. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betania was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer ver, en baie van die Jode het na Martha en Maria toegekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Kyk net na hierdie groot geloof van Martha, nee. En Jesus sê toe vir haar: jou broer sal uit die dood uit opstaan, Martha. Maar Martha sê vir hom: ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Martha, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. En nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: ons leermeester is hier, en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe, om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan, en hy vra toe: waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê: Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Ek wil dit herhaal vir jou. Jesus het gehuil oor Lazarus en oor die mense wat so hartseer was. En die Jode sê toe vir hom: kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê: kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor sy ingang gerol. Jesus sê toe: rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar: het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Nou moet jy besef, hy is nog toegedraai in doeke, nee. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke, en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. So hy kon nie eers sien waar hy loop nie, maar hy loop reguit en hy loop in niks vas nie. Jesus sê toe vir die mense: maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Wat 'n wonderlike voorreg, Here Jesus, om daardie wonderwerk van Lazarus te sien. Maar die Joodse raad besluit om Jesus dood te maak. Baie van die Jode wat na Maria toegekom het en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad bymekaar geroep en gesê: wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens.
So, kan jy sien, hier erken die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, die priesterhoofde, dat Jesus wonderwerke doen. In hulle harte weet, hy is die Seun van God. Vers 48, as ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek, en maak ons nasie tot niet. Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks, en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie verlore gaan nie. Julle verstaan dit nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Hulle wou Jesus doodmaak omdat hy die waarheid is, omdat hy die Seun van God is, omdat hy God is, en hulle nie wou glo nie. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Efraim. Daar het hy met sy disippels 'n rukkie gebly. Die Paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die Paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Hulle het daarna Jesus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal seker nie fees toe kom nie, of hoe? Die priesterhoofde en die fariseërs het toe al klaar opdrag gegee, dat as iemand weet waar hy, Jesus, is, hy dit moet aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. Tot sover vandag. Kom ons kyk net na 'n kort naskrif oor wat ons nou net gelees het. Johannes 11 is 'n baie belangrike hoofstuk in die Bybel, want dit fokus hoofsaaklik op die opwekking van Lazarus uit die dood uit. Ja, Jesus ontvang nuus dat sy dierbare vriend Lazarus van Betanië ernstig siek is, nê? En so sterwe Lazarus, en Jesus arriveer 3 dae later eers daarso. Martha en Maria druk hulle harte uit, en hulle glo dat as Jesus daar was, hulle broer nie sou gesterwe het nie. En Jesus verklaar aan hulle, ek, Jesus, is die opstanding en die lewe, en verrig een van sy kragtige wonderwerke. Hy roep Lazarus uit die graf. Hy roep Lazarus weer tot lewe, en Lazarus word weer lewendig. Hierdie gebeurtenis raak baie diep, en het sommige laat glo in Jesus. Maar dit het ook die teenstand van die godsdienstige owerhede versterk, die klomp skynheiliges, wat dan begin om sy dood te beplan. Tot sover vandag. Seën, vrede en genade vir julle geliefde kinders van God, vir wie hy so lief is, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterwe, en om dan weer op te wek, sodat ons kan glo. Dankie Here, vir u genade, u vrede wat u in ons harte plaas, en al die seëninge wat ons uit u hand ontvang. Amen.